definitief nie die Heilige Gees nie. Want ons gaan natuurlik meet tussen skrif en ervaring van die wêreld af, maar wat ek sal in kort sê net wat die Kundalini Gees is nie die Gees van die Here nie. Dit is boos. Hoe kan ons onderskei wat is hierdie vals gees? Want die groot ding is, daar is duidelik dat hier 'n gees in hierdie ding is. En ek enigiemand wat dit al gesien het, met dit te gedoen gehad het, is sekere van die mense Okay, great stuff. Nomi, ons is weer terug. Jy is saam met my hier in die ateljee, soos altyd. En ons wil vandag 'n bietjie praat oor, ek dink 'n baie belangrike kwessie, wat in ons kerke ongelukkig 'n faktor gespeel het, of 'n faktor speel. En ek het net gedink ek hier met 'n bietjie sit en gesels. Ek wil jou ondervinding van baie van hierdie ook hoor. En hierdie is natuurlik 'n groot contention in die kerk, en klomp mense sal met ons stry, en 'n klomp mense sal in die charismatiese beweging sal baie issues het met dit wat ons hieroor vandag praat, maar ek wil net weer eens vir mense aanmoedig en sê, dat ons moet alles waar ons praat, en die manier wat ons dink vergelyk met skrif. As dit nie in die skrif is, moet ons vir onsself vra, waarvandaan kom hierdie ding, en dit waar ons vanaand wil praat is die Kundalini Gees, of die Kundalini, jy kan amper sê, soos die Kundalini in my siening is soos 'n demoniese entiteit. Maar ek dink om ons af te skop, hoe sal jy die Kundalini Gees definieer, of wat sal jy sê, is dit of behels dit? Wel, ek sal sê dit kom in verband met die Hindoeïsme. Natuurlik hulle manier van aanbidding, hulle bewegings, hulle meditation, wat hulle doen, om daai goeters op te wakker, daai gees op te wakker. Ek dink hulle praat so van die chakras en die mantras wat hulle natuurlik gebruik om daai energie te ontwikkel, en hulle het hierdie tipe maniere van hoe hulle dinge doen, soos byvoorbeeld geleide, ons sal net nou daarby uitkom natuurlik, die geleide, die bewegings, en ons sal dit nou natuurlik noem die valse Heilige Gees, want baie kerke sal nou kom en sê dit is die Heilige Gees, maar dis definitief nie die Heilige Gees nie, want ons gaan natuurlik meet tussen skrif en ervaring van die wêreld af, maar wat ek sal in kort sê net wat die Kundalini Gees is nie die Gees van die Here nie. Dit is boos. Ja, dis boos, en dit is ook, jy kan dit vertaal met soos 'n serpent spirit, né? Ja. Dit is soos 'n slanggees. Ja, hulle definieer 'n slang saam met dit. Ja, en hierdie ding manifesteer in 'n slangformaat in mense se liggame. So, vir enigiemand wat nog glad nie, wat nie idee het waarvan ons praat nie, hierdie is 'n gees wat in mense opkom, soos wat jy sê, wat uit Hindoeïsme uitkom, en wat dit doen is, dit neem basies 'n mens se liggaam oor, en dit maak dat daar sekere manifestasies is in 'n persoon se liggaam, wat dit lyk asof hulle dit nie kan beheer nie. So, dis die groot ding wat die Kundalini in mense wakker maak. Nou die probleem is, ons sien baie van dieselfde manifestasies. Dis hoekom ons hieroor wil praat. Dis hoekom ons dit nie net 'n oosterse ding, dit bly nie by oosterse goed nie. Ons sien baie van hierdie selfde manifestasies in charismatiese kerke en in hierdie health, wealth, prosperity kerke, sien ons dieselfde manifestasies. So die vraag wat ons moet vir onsself vra is, hoe kan ons onderskei wat is die Heilige Gees, en hoe kan ons onderskei wat is hierdie vals gees? Want die groot ding is, daar is duidelik dat hier 'n gees in hierdie ding is. En ek enigiemand wat dit al gesien het, met dit te gedoen gehad het, is sekere van die mense kan dit seker fake in charismatiese kerke en so, en met Hindoeïsme, maar sekere van dit lyk dit soos die persoon beweeg op 'n manier wat ek nog nooit iemand anders gesien beweeg het. Jy hoor wat ek sê, dis amper asof daar 'n groter velocity is, soos 'n groter spoed en 'n groter, jy weet, amper 'n vinniger beweging as wat ek net nou hier kan sit en maak. Jy hoor wat ek sê? Soos dis amper asof dit 'n meer aggressiewe en skielike beweging is as wat 'n persoon net kan sit en dink, okay, ek gaan nou in hierdie manier beweeg. Jy hoor wat ek sê? Ja, jy is heeltemal nie meer jouself. Ja. Hierdie is definitief, en ek bly jy dit nou genoem, want dit is omtrent meeste in die charismatiese kerke waar dit plaasvind, maar dis 'n new age beweging. Ja. Dis nou die ding. Baie mense is gelok na hierdie tipe beweging. Ek meen Kenneth Copeland, hulle Benny Hinn, hulle is natuurlik vreeslik lief vir hierdie tipe goeters, en jy sal sien as hulle die mense raak, of hy waai sy baadjie
En dan val die mense agteroor en hulle ruk vreeslik erg en dan hardloop hulle hierso heen en weer asof hulle nie beheer het nie. En soos wat jy nou sê, hoe weet jy nou of dit van die Here is of nie? Wel, ek dink Galasiërs 5 gee vir ons 'n mooi verduideliking van wat is die vrug van die Gees. As dit regtig 'n werk is van die Here, sy Gees wat nou hier werk, sal dit op 'n baie mooi manier plaasvind. Kom ons gaan net gou hier deur. Alhoewel dit nou die vrugte van die Gees is, dink ek dit is nog steeds noodsaaklik om te kan sien waardeur hulle gaan. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, dis blydskap, dis vrede, dis lankmoedigheid, dis vriendelik, dis goedheid, dis getrouheid, dis sagmoedigheid en dan selfbeheersing. Ja. Daai is die vrugte van die Gees. So daai wat ons sien, ek sal nie sê so ver gaan om te sê dis niks nie. Die mense sit dalk aan nie. Ek dink daar is mense wat oorgeneem word van dit. Maar dis definitief nie selfbeheersing wat daar toegepas word nie. Maar nou gaan hulle sê, maar wat van die mense wat so lag? Dis ons nou blydskap. Daar's blydskap is mos nou 'n vrug, maar dis nie, daai lyk nie soos wonderlike blydskap wat daar aangaan nie. Dit lyk meer soos of jy besete is. Of daai vrede. Dit is natuurlik die goedjies waarna toe ek sal gaan. Jy weet, dit is nie hoe die Gees gewerk het nie. Selfs Petrus, toe hy sy preek gegee daar in Handelinge, weet, nêrens word daar vir ons enigstens aangedui dat hierdie mense so geruk het of buitensporig ons sien dit in opgetree het nie. skrif. Glad nie. Enigstens. Sê my, wat is jou persoonlike ervaring met die? Het jy al, ek praat, ons almal nou al video's en sulke goed gesien, maar het jy ooit Kundalini ontwaking gesien in 'n kerk of enige eerstehandse ervaring? Ja, ek het. Ek was net gered. En ek het vriende gehad wat my genooi het na CRC toe. En ek het toe nou gegaan en daar was gevra dat die mense vorentoe moes kom. En natuurlik in my onkunde, ek gaan want my chommy gaan. En ewe skielik toe word daar net geblaas of jy weet, hierdie musiek in die agtergrond word nou gespeel en hierdie mense is net in 'n emosionele toestand. As jy sê blaas soos die pastoor. Ja. Blaas oor die mense. Ja, blaas oor die mense. Asof dit nou 'n effek moes gehad het, maar daar het van die mense omgeval. Ja, okay. Daar het van die mense geruk soos hier voor my. En eerstens, my kop sê vir my soos, hoekom gebeur dit nie met my nie? Ek weet ek is gered, maar hoekom gebeur dit nie met my nie? Die mense het begin lag, hulle het hierdie komberse oor hulle gesit, natuurlik vir die vroumense wat dalk rokke dra om net daar toe te maak wat niemand moet kyk of so nie, maar nietemin, daai is die een van die ervarings wat ek gehad het. Die ander ervaring, ek was Nelspruit se kant toe opgewees, ek gaan nou nie sê waar presies nie, want daar's redelik mense daarso wat nou, kan ek dit stel, hulle het 'n goeie reputasie, maar ek dink hulle is bietjie mislei van die kant, hulle sal weet wie hulle is, maar kom ons gaan net op dit. Ek het daar gegaan, ek was daar vir opleiding, en hierdie predikant, is gereformeerde predikant, het dit toegelaat. Daar was besig om 'n gebedsversoek te wees, en die mense het na vore gekom, en hierdie een ou het gesê soos hy's 'n profeet. En hy sê vir die mense soos, ek kan jou maak in tale bid. En dis nou hier voor my. In 'n gereformeerde. Dis nie in 'n gereformeerde kerk, maar die ou self is gereformeerd. Die profeet ou nou. Nee, die predikant. Die predikant. Hy het toegelaat, hier's nou 'n profeet in hulle midde, en hy het toe nou toegelaat dat hierdie nou moes plaasvind. So wat toe nou gebeur het is, hier is nou hierdie gebedsgeleentheid wat nou hier gegee is, en die man sê toe nou, ek kan julle maak in tale bid. En wat hierdie man toe nou doen is baie vreemd, want dit was toe met die vrou hier voor my. Hy vat so aan haar rug en goeters, en ek sien hy maak so by haar rug. En hy sê vir haar, sê net agter my, die eerste ding wat uit jou mond uitkom. En sy sê, ek weet nie wat om te sê nie, moenie dink daaroor nie. Jy weet, doen net. Jy weet, so, jy moenie logies nou dink oor die situasie nie. Sy sê, ek weet nie wat, al is dit babbeltaal, doen dit net. Jy weet, en
ewe skielik is dit daai sharaba shit en sy gaan so aan en dis musiek in die agtergrond en is besig om haar op 'n emosionele vlak te bring en nie kort voor lankie daar's daai vrou besig om aan die ruk te kom en ek het nie rustig gevoel oor hierdie hele situasie nie, want dit is soos wat jy nou genoem het, dis daai vinnige bewegings, jy het nie beheer oor dit nie en die vrou is besig om te skreeu, sy is nie besig eers om in tale te praat nie, daar's net iets besig om te gebeur daar en die ou kom en sê dit is die Heilige Gees wat aan haar werk. En wat vir my verbasend was dat die predikant niks daaraan gedoen het, hy het gedink dit is normaal. Maar dit was my 2 ervarings wat ek nou al gehad het. Hoe lank in jou van jou bekering af was hierdie tweede ervaring? Jy het gesê die eerste een was redelik vroeg. Dit sal die eerste enetjie, ek was 2013. Dit was in 2013 toe ek tot redding gekom. So dit was 'n jaar omtrent na dit. Die wat my tweede eerste ervaring gekom het. Hierso in 2017. So dis nou al 'n ruk. Ja. Want ek bedoel jy het tot bekering gekom deur ek dink jy het vir my gesê deur 'n pastoor wat of 'n dominee wat gepreek het by iemand naby aan jou wat oorlede was. Of wat is die storie? Nee, ek het die aand, dit was 'n aanddiens gewees en ek het die boodskap het gegaan oor by kerk, jy het 'n kerk bygewoon. Ja, ek was nie gered gewees nie, maar wat vir my iemand jou genooi kerk toe. Ja, ek was genooi kerk toe, nou maar Sondagskool gedoen, maar dit was daai aand wat nodig was dat ek daar moes wees, want toe die dominee toe nou gepraat soos maar jy weet ek het nie 'n goeie pa figuur gehad nie, maar hy het toe gesê soos ons kan reken op hierdie vader, maar hy kan net jou vader wees as jy sy seun aangeneem het. En ek was uitgewys op my sondes waarmee ek besig was met my dwelms en my alkoholisme waarmee ek besig was en ek sit daai aand daarso en ek sê van ek kan nie so aangaan nie. Verstaan? En toe kom ek tot redding nou maar dit was nou en waarby ek wil uitkom en dit was in 'n gereformeerde kerk. Dit was in 'n NG kerk gewees. Korrek. Want wat ek net probeer dink is wat dink jy sou gebeur het sê nou maar hierdie ondervinding van jou, waar jy wedergebore geraak het, gekonfronteer was met die evangelie, het in 'n meer charismatiese kerk gebeur. Soos dink ek altyd dink, soos ouens wat aan die pad gestap het soos jy. Sê nou maar jy het nie in 'n gereformeerde opset. Jou eerste ondervinding was in 'n charismatiese kerk. Hoe dink jy sou jou siening gewees het oor hierdie goeie waar ons nou praat? Sê net maar dit was die ding wat jou gebring want hier is die ding vir my is daar gaan ouens sit en sê en daar is hoeveel ouens wat komment op ons goed wanneer ek 'n charismatiese kerk kritiseer en sê al hierdie slegte goeders, ja, maar jy weet ek het tot bekering hier gekom en ek het my wonderwerk hier gehad en ek en ek dink baie van daai is legit. Ja. Jy weet soos hoe dink jy sou jou pad met hierdie geloop het, jou siening van die Kundalini en hierdie manifestasies as dit die eerste aand was wat jy wedergebore geraak het en daai goed het saam met dit gekom. Ja, kom ek as ek nou moet dink, jy weet, as jy nou tot bekering kom onder die leraar, jy weet, want jy nou nogals 'n redelike gehegtheid aan hom, jy sal nou nogals wil leer van hom. Verseker, ja. So ek dink as ek in daai charismatiese beweging ingegaan het en ek het regtig tot redding gekom, jy weet, dink ek sou 'n ander siening gehad het oor hoe die Gees sou werk. Maar nou moet ek ook sê, dit wat ek nou weet, gaan vir my wys dat eerder ek was dalk nie tot bekering nie en want kom ek maak verander nie die woordkeuse. Geen Christen, ware opregte kind van die Here kan besete word met 'n bose gees nie. There we go. Dis skriftelik. Nêrens lees ons dat Christene, ware kinders van die Here, besete word met bose geeste nie. Verstaan, daar's so vir my om te sê ek het tot bekering gekom deur die Kundalini gees en daai manifestasies, dink ek sal nou moet terugkyk, soos het ek op emosie eerder gereageer? Ja, verseker. Want ek kan nie dadelik staat maak op my emosies nie, want dit wissel. Maar aan die ander kant, ek sal nie noodwendig sê daai mense het nie 'n ervaring gehad nie. Dis die ding, ek dink hulle ervaar dit 100%. Ek dink so, maar ek dink dis 'n verkeerde instelling wat ingebring word by sulke gemeentes. Soos byvoorbeeld, ons het nou al vroeër in die kanaal ook daaroor gepraat, is daai musiek wat in die agtergrond speel. In die mantras doen hulle daai geluide en klanke en goeters om die aanbidding of die spiritualiteit net daai dieper koneksie te maak. Jy weet, om nou hierdie energie te kry.
Nou daai musiek in die agtergrond is besig om jou op 'n emosionele plek te bring. En daar is sekere note wat so mooi is dat jy nie kan help om emosioneel te raak nie. Ja. En dan is dit reeds daai tye wanneer mense daai besluit maak. Presies. Maar hoe toets mense of dit regtig deur die Heilige Gees was? Ja. Jou lewe lyk nie meer dieselfde nie. Ja. Jy het 'n liefde vir die woord van die Here. Jy's gedra deur sy genade. Jy's opgewonde oor die evangelie. Jy's opgewonde om die mense die boodskap oor te dra. Jy het regtig jy het 'n begeerte vir heiligmaking. Jy wil nie meer wees soos wat jy was nie. Jy heeltemal verander. Daai is die goeders waarop jy kan toets, maar as jy kan sê, ek voel nie ek het weggekom van my sonde nie. In die sin van, ek voel nie ek is nie afstootlik van my sonde nie. Ek hou van my sonde. Ek het nie 'n behoefte vir Christus nie. Ek het nie 'n behoefte vir sy woord nie. Na daai geleentheid dink ek jy moet dalk vra dat is my redding regtig reg gewees. Het ek regtig daai besluit gemaak? Ja, verseker. Ja. Want hier is die groot ding en jy het dit nou genoem. Jy het soos half 'n volgorde nou genoem. So ek wil hê mense moet gaan 'n bietjie gaan die Kundalini gaan ondersoek en vra, soos gaan in Google in en dan vra jy hoe kry mense 'n Kundalini ontwaking. Ja. En jy het nou begin deur te sê met 'n mantra. So 'n mantra is basies ook soos sekere woorde wat jy sal herhaal en ook veral 'n sekere frekwensie behaal. So dit word natuurlik deur klanke gemaak, deur musiek is 'n groot manier, maar wat die Hindoes baie gebruik is soos sê net maar klokke. Hulle sien klokke as 'n manier om 'n sekere energie wakker te maak. En dis die eerste woord waarvoor ons baie versigtig moet wees. Daar's sekere New Age okkultiese terme en die woord energie en ook iets soos rise is nie Bybelse terme nie, of iets soos jou op 'n hoër vlak kry, 'n volgende level van consciousness. So dis wat mense moet verstaan is, die Kundalini ontwaking, jy moet vir jouself vra, hoekom doen die Hindus dit? Hulle glo jy bereik 'n hoër vlak van enlightenment en van consciousness, soos 'n meer wakker vorm van jouself. Dis nou waar hulle strewe. En dis half basies alles gaan in hierdie gnostisistiese idee van daar's 'n verskuilde kennis, en as jy hierdie goeders doen, kan jy in hierdie verskuilde kennis intap. En nou vra ek vir jou, wat leer baie van hierdie charismatiese kerke ook? Verstaan jy, dit is soos, volg ons, kom na ons kerk toe, want ons kerk kan vir jou 'n kennis gee wat 'n ander kerk nie kan gee nie. Maar waarby ek wil uitkom is die volgorde wanneer dit gebeur is daai mantra. So dit begin met 'n sekere frekwensie. En frekwensie is ook iets wat 'n New Age buzzterm is, wat jy ook weer eens nie in die Bybel sal kry nie. So hulle wil jy op 'n sekere frekwensie kry. Nou wat die Hindus doen is, hulle gebruik hulle klokke, hulle gebruik hulle die oom, daai klank wat die wat noem ons die monks maak, daai wat hulle so sit en dan wat hulle dis om 'n sekere frekwensie te kry. Nou, hulle gebruik dit om, soos jy nou te gesê het, soos jou awareness van jouself en jou omgewing te verlaag, sodat jy meer oop sal wees vir hierdie ervaring wat jy gaan kry. En presies soos jy gesê het, hoe lyk 'n charismatiese kerk se musiek is ook op daai oom frekwensie. Hulle sit ook jou op 'n sekere frekwensie om jou gedagtes weg te vat. En baie van julle weet presies waarvan ek praat. Jy sit met sekere van daai Hillsong liedjies en daai goed, vat jou konsentrasie weg van wat jy aangaan. Nie van jy sê jy kom nader aan die Here nie. Ek het al baie keer, dis amper half as jy nie slaap. Jy word half gehipnotiseer tot op 'n groot mate. Maar die Hindus begin met 'n mantra. Charismatiese kerk begin met 'n mantra. Verlaag jou frekwensie, maak jou meer oop vir wat ook al nou gaan gebeur. Nou charismatiese kerk is daar 'n tipe preek of iets wat gebeur. En die Hindu kerke sal ook 'n tipe ding doen wat hulle sê, maar hulle het ook geskrifte en goeders waaruit hulle sal werk en yoga en hierdie tipe goeders beoefen. Soos yoga is ook 'n groot ding wat mense moet weet, wat deel is van jou Kundalini ontwaak. Nou wat jy gesê het wat 'n ander pastoor gedoen het, en ek het nie geweet jy gaan hierdie storie vertel nie. Jy sê hy het die vrou se rug gevryf en so op en af. Nou wat jy moet verstaan is, in Hindoeïsme, om jou Kundalini te ontwaak, het jy 6 chakras. Wat begin onder by jou pelvis en dan gaan dit op in jou lyf. En die hele idee is om hierdie onderste pelvis, so hulle glo, almal se Kundalini is in jou liggaam. En jy moet iets doen, jy moet deur hierdie oosterse mantras en rituele gaan om daai Kundalini te ontwaak. Okay? So hulle gebruik ook 'n manier, is 'n tipe massage en tipe goed wat jy ook kan doen om daai Kundalini van die onderste deel van jou pelvis op te bring. Dis hoekom hy seker daai opwaartse beweging gedoen het. Sodat daai Kundalini in jou kan ontwaak en dan éventueel
uit jou third eye ook, soos daai tipe ding wat jou third eye word oopgemaak, wat jy al van hierdie geesteswêreld en goeters kan sien. Dis hoekom baie keer mense in hierdie charismatiese kerke het 'n ondervinding met visioene en goeters wat hulle sien en hulle manifesteer op hierdie manier en mense sê hulle dryf demone uit, maar dit is hierdie kundalini wat hulle begin ontwaak raak. Ja. Want weens hulle gebruik dieselfde volgorde, die mantra, wat ek by uit wil kom is baie van hierdie pastore sê kom vorentoe dan moet hulle aan jou vat, hande op lê, vir jou bid, of baie van hulle sal, soos Benny Hinn, hulle sal 'n swaai beweging maak, jy weet, dat die mense omruk, of jy weet, selfs hulle voorkop vat en omgooi. Ja. Al daai tipe goeders, presies dieselfde ding wat jy in Hindoeïsme sien. En dan volg dit met hierdie involuntary bewegings. En sodra dit gebeur, dan weet jy jou kundalini is nou ontwaak. Ja. Dan weet jy hierdie is die manifestering van iets wat ons nie weer eens in die Bybel sien nie. En dan moet jy vir jouself vra, nou van waar af kom hierdie ding? Verstaan, van waar af kom dit as die Bybel glad nie praat daaroor nie? Ons sien dit in Hindoeïsme, ons volg dieselfde, jy weet, gameplan as wat hulle doen van die mantra af na die vat, na die lê hande op, verlaag jou frekwensie sodat hierdie ding homself kan ontwaak. Dan sien ons hierdie is een en dieselfde ding. En dan moet ons onsself vra, is dit nou die kundalini wat in mense ontwaak word in Christenkerke? Wat hoe scary gedagte is dit nie? Dis 'n vreeslike gedagte. Ek dink dit is baie volop vandag en ek dink Nou is populêr, Thomas. dit is 'n new age beweging. Ons gaan heeltyd met dit te doen hê. Maar ons moet nie verbaas wees dat dit in die kerke is nie, want dit lyk geestelik. En die skrif sê vir ons, dis 'n geestelike ervaring. Ja, die skrif sê soos Johannes sê daarso vir ons toets elke gees. Want nie elke gees is van die Here af nie. En so ons moet daai toets maak. Is die van die Here af of is dit nie van die Here af nie? En die enigste manier hoe ons dit kan doen wanneer ons te doen het met dit, wanneer ons daar sit, is ons gaan moet toets, is dit skriftuurlik wat nou hier gebeur? Want ons kan nie uit ervaring of ons emosies of wat ook al ons gekry het nie, want almal se ervaring verskil. Dis nie konstant nie. So daai ervaring moet ons op sy sit en eers vra, is dit in die skrif? Want as dit in die skrif is, dan kan ek daai kant toe beweeg. Natuurlik. As my ervaring teen die skrif stry en sê soos nee, ek glo nie dit is waar nie, dan is ons besig om die woord van die Here te bevraagteken. Verstaan, so ons moet dit vermy. So ons moet ons ervarings eenkant sit en die waarheid eerste hou. Ja. Want dis hoe ons die toets gaan doen. En dan begin ons vra, wat het nou na hierdie hele situasie, wat het met my nou gebeur? Het ek tot bekering gekom? Het ek 'n haat vir my sonde begin kry? Het ek 'n liefde vir die Here Jesus Christus begin kry? Of lyk my lewe net soos wat hy gelyk het voor die hele ding? En dis waar ons daai toetse maak, verstaan? Ons moet baie versigtig wees in daai rigting. Een ding waar ek nou gesit het, dink het wat jy ook praat, is wat sê ons nou eintlik ook hierso, soos mense, want daar's mense, dink jy daar's enigstens wedergebore mense wat soos 'n kundalini gees in hulle het? In die sin van, want ek en jy stem altyd saam, 'n Christen kan nie 'n demoon hê wat hom besit nie. Ja. Ons altyd glo 'n demoon kan jou oppres in die sin van, wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir dit, soos bedruk, is dit die woord? Hy kan jou aantas in die sin van, of hy kan Van jou buite af kan hy jou aanval. Hy kan van buite af skade maak. Ja. Ons altyd stem saam met dit. Maar hy kan nie van binne af. Nee, hy kan nie beheer vat oor jou liggaam. Glad nie, want hy wat binne in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Die skrif is duidelik daaroor. Daar is nie nou plek vir 'n bose gees. En ek stem saam. Ek dink as die Heilige Gees in jou is hy volkome in jou, alles van dit. Dis ook net om vinnige shot te gee vir die ouens wat nie in one save always save. Dis 'n ding wat ek nie kan verstaan as jy ingedring is met die Heilige Gees. Jy's wedergebore. Hy het sy woonplek gekies. Wat kan jy nou doen om te maak dat hy sy lemoene vat? Ja. Verstaan jy? Dis was die Heilige Gees se keuse. Ja, en hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig. Hy sal klaar maak. Dit is net ons gaan nie op baie ingaan. Maar ek sê maar net, maar dit beteken ons posisie is dan dat as ons 'n manifestering sien van 'n kundalini in 'n persoon, is hulle ongered. Ja. Dink jy dit is elke keer die geval? Teologies gesproke nou, want soos jy sê, mens moet nie hierdie goeders emosioneel benader nie. En op die einde van die dag doen ons almal dit. Ja. Jy weet, in die kommentaar met die video's wat ons maak, is daar emosie wat partykeer ons judgment cloud. Ja. En
emosioneel dink ek soos, yes, ek wil nie vir iemand sê, jy weet, jy het geruk en so, jy's ongered nie, maar dan dink ek, as ek kyk na die woord van God, hoe kan dit wees, want iets is in jou, Ja. nee, ons stem saam, daar is, tensy jy dit fake, kom ons hoop baie van die mense fake dit, want daar's verseker daai ouens ook al baie, maar soos ons gesê het, ek dink hierdie mense beweeg in 'n manier wat ek nie kan vereenselwig met enigiets anders as Ja. 'n tipe gees wat jou oorneem. Okay? So kan dit wees dat 'n wedergebore persoon besit word deur die Kundalini, hy het homself oopgemaak deur hierdie ding. Hierdie ding vat beheer oor sy liggaam en is dit moontlik? Nee, dis nie moontlik nie. Want as jy regtig tot bekering gekom het, het jy 'n behoefte vir die Here. Jy het 'n liefde vir die Here, jy wil nader aan hom beweeg. En dit is waar jy bly. Jy kan nie dit verloor nie. Verstaan? Maar as jy sê, maar ek het daai ervaring gehad, ek het goeders gedoen wat buite my beheer was, nog reg deur die hele skrif, wanneer iemand tot redding gekom het of so, was daai persoon bewus gewees van die oortuiging wat hulle het. 100%. Verstaan? Ek sien niks van iemand verloor beheer. Soos jy gesê het, ek bedoel, vat ook in 1 Korintiërs 14, die einde daarvan sê hy, wanneer hy praat van die tale, alles moet ordelik gebeur. Ja, En niemand, wat enigiemand van my sê dis ordelik as iemand daar sit en ruk. En jy het nie beheer oor jou liggaam. ja. Hoe kan dit die Heilige Daar's nie 'n Gees selfbeheersing dan in dit nie, dan kontradik dit die Heilige Gees se vrug. Ja. Klaar. Ja. Want as dit 'n werk is van die Heilige Gees, het hy klaar teen homself gegaan. Ja. Want dit lyk nie ordelik en dit lyk beskadelik teen die persoon self. En soos jy as 'n nuwe bekeerling, toe jy dit ook gesien het, daai eerste keer toe jy van, chom, wat ek het gaan klaar hier nie, aan? dis klaar nie gemaklik nie. Iets in jou gees Verstaan, sê dit. iets is En net net soos nie 'n lekker kind. nie. Is daar enige kind, as ek nou my laaitie van 7 jaar vat, en ek wys vir hom dit, dink jy, enigiemand daar in die kommentaar sê vir my, dink jy jou kind gaan na dit kyk en sê, jy's pappa, hierdie moet Jesus wees? Ja, Come on. dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Verstaan jy wat ek sê? Soos ek dink as iets aan die manier wat 'n kind dink oor goeters, wat vir ons dalk moet 'n cause wees om te stop en sê, luister hier, Ja. wat gaan nie aan? Maar ek wil gou een koneksie met jou ook maak. Ek weet nie of jy dit al opgetel het. As jy gaan kyk en jy gaan Google en jy vra wat die Kundalini is, dan sê hulle altyd dis die divine feminine. Ja, So hulle sê dis 'n vroulike gees. Nou, hier's 'n paar goed wat ek hieroor wil sê. Meeste van hierdie charismatiese manifestasies, bewegings en voor die Here kerk in tale praat word gedoen deur vrouens. Ek weet nie of jy dink dis 'n fair assessment nie. Ek sê nie almal nie, maar ek sê meestal. ja. Dis meestal die vrouens wat dit doen. Nou, kom ek bring gou 'n paar goed op vir jou bymekaar. Die een ding is in the shack en in baie ander charismatiese kerke, hoe beeld hulle die Heilige Gees uit? As 'n vrou, As 'n vrou. ja. So sien jy, daar sien ek nêrens in skrif sien ons dat die Heilige Gees 'n vrou is. Nooit word dit ooit gerefer toe as 'n vrou. Jy weet al 3 dele van die 3 eenheid is manlik. Ja. So eerstens het jy daai koneksie. Vat so 'n fakulteit. Wat sê hulle? Praat hulle van 'n Ja, daar's bewering dat hulle wil God as 'n vrou maak, jy Let's weet. go. God is 'n vrou. wie nou, soos die teologiese fakulteit. Ja, Nie dis In Bloem dis nou, of wat? ja, in Bloem. Daar's in Johannesburg ook. Dis Amerika ook. Ja. God is 'n vrou. Maar Dis hoekom hulle The Shack ook so uitgebeeld het ook, jy hulle weet. wil jy sien daai dit. hulle wil daai agenda Hulle- push. ja. Ek wil net vir mense daar sê enige ou wat sê die Heilige Gees of God of enige mens is 'n vrou, ja, dit klop. Dis 'n new age persoon. Dis Ja. presies waar ons wil uitkom want daar's 'n vroulike gees in hierdie ding. Nou, die een ding het manifesteer en meestal is vrouens, omdat vrouens meer emosioneel, wat is die mooi woord nou? Vatbaar is. Vatbaar, ja. Ek was gaan met vatbaar. Omdat vrouens meer emosioneel vatbaar is, kling hulle aan hierdie tipe goeters. Want dit is vir hulle great om hierdie diep emosionele ding te hê. Nou kyk wat doen dit ook. Hierdie tipe beweging dink ek lei ook na die ding van vrouens wat beheer wil uitoefen in die man, baas wil wees van 'n kerk, wil preek, jy weet, oor autoriteit staan en hierdie hele egalitarian society vorentoe dryf. En dan, as 'n vrou eers daai stap gemaak het, as sy 'n girl boss wil wees en in beheer van alles wil wees en die kerk wil ran, my chom, jy weet, jy kry daai vrou nie terug nie. Verstaan jy? Want hier's 'n gees agter die ding. Daar's 'n gees agter dit. En dit is nie net 'n onskuldige 'n verkeerde teologie of 'n verkeerde manier om te dink nie. Daar's 'n gees wat hierdie ding dryf. Jy kan dit sien. Soos baie van hierdie feministe, pershaar lesbians wat so te kere gaan, is 'n gees wat deur hulle gemanifesteer word. Dis hoekom hulle absoluut haat mans. Dis hoekom hulle absoluut haat dit wat van die Here afkom. Want daar's 'n hele gees wat deur hulle gedryf. En ons moet versigtig wees want hierdie gees is in die kerk ook. Ja. Presies wat ons nou die hele tyd sê. Ja, en ek dink ook maar net jy weet om terug te kyk na die Kundalini se goedjies ook. Mens moet waaksaam wees oor hoe hierdie gees werk. Jy weet as jy nie jou huiswerk gaan doen en kyk hoe
die kundalini beweeg, hoe die kundalini werk nie, gaan jy nie die konnektasie maak om te sien hoe dit lyk in jou kerk nie. So jy gaan byvoorbeeld dink, dis normaal, as jy nie daai huiswerk gaan doen nie. So ek hoop dit spreek nogals die gewete nou aan vir die luisteraars. Maar as jy heeltyd die blinde oog gaan gooi, jy wil nie daai goeters gaan soek nie, want jy dink jou kerk is dalk reg met hierdie goedjies wat nou gebeur. Soos dis op jou. Maar as jy regtig op soek is na die waarheid, gaan kyk hoe werk die Gees in skrif. Jy weet, dis daai geval van Jesus wat gesê het, die wind waai waar hy wil. Jy weet, die Gees, dis soos die Heilige Gees, die wind waai waar hy wil, bedoelend, dis God se wil. Dis God se wil op hoe hy werk op daai individu. Jy weet, maar hy sal nie buite die openbaring van skrif hom teespreek nie, hy sal nie. Stem saam, ja. So, gaan doen huiswerk, gaan mede teenoor die skrif, is dit hoe die Heilige Gees werk, want die hele skrif is vir ons nuttig tot lering, teregwysing. En as ons kom en sê, maar hierdie is openbaring van die Heilige Gees wat nie genoem is in die skrif nie, dan dink ek jy's klaar besig om op die verkeerde rigting in te gaan, want God het reeds alles deur die inspirasie van daai selfde Heilige Gees die skrif vir ons neergepen. Ons het alles wat ons nodig het om te verstaan wie God is, wat sy karaktereienskappe is en hoe hy werk. Ja. En enige iets niets moet jy begin bevraagteken. Ja. Nie net bevraagteken, maar verwerp. Jy weet, outright. As dit nie in die skrif is, stem ek saam met jou. Nou, jy van dit getas, en wat se ander, hoekom moet die mense soos bang wees, of nie bang is die verkeerde woord, maar hoekom moet ons teen die kundalini wees? Wat dink jy is die goeders wat gebeur? Sê nou maar, die kundalini het in iemand wakker geword. Eerstens, wat is die goeders wat hulle gebeur? Soos hoe manifesteer dit, wat gaan aangaan in hulle gedagtes, en hoe raak hulle ontslaaf van die ding? Dalk is daar mense wat sê, ek was nou gisteraan by 'n byeenkoms, en ek het gemanifesteer in hier rondgerukke goed, en wat doen ek nou? Ja, ek dink dit is nodig om as jy die waarheid nou weet, na die Here toe te gaan en te sê, ek dink ek was onder die wanindruk gewees, maar ek weet U is regtig daar. As jy regtig glo in die Here Jesus Christus, jy weet, om daai openbare belydenis te maak, deur te sê, ek weet nou, dit was nie van U af gewees nie. Jy moet ten minste oop kan wees met dit. Jy moet ten minste kan eerlik wees en sê, ek was besig met moeilikheid gewees, of ek het nie aggeslaan op wat daai tyd ek gedink het is waarheid, maar nou 'n leuen is nie. Daai is een van die eerste goed. As jy 'n vriend het en jy weet jou vriend was dalk deur dit gewees en het daai selfde ervaring gehad, dink ek is nodig dat jy vir hulle wys soos kyk net gou die Hindoes hierso. Kyk hoe werk hulle. Wat sien jy van dit, en met die hoop dat jou vriend of vriendin sal kom en sê soos, maar dit was ek gisterand gewees. Reg, want dit was nie van die Here af gewees nie. Daar is nie die Heilige Gees nie. Ja. En as jou vriend of vriendin dalk teen dit is deur te sê, maar jy weet die skrif is waar, die woord is waar, ons kan op dit reken. Ja. Jy weet, wys hulle altyd net terug na die skrif toe, nie na ervarings toe en sê ek het ook dit deurgegaan. Hulle moet bekering vir Christus waarlik aanneem. Ja. Dan sal die kundalini hulle verlaat ook. Ja, absoluut. Dit sal outomaties wees. Ek dink jy sal saamstem met dit. Ek dink net as ons bietjie touch op die manifestering van die ding. So ek dink die een ding wat dit gaan doen is, dit gaan jou druk tot hierdie egalitarian manier van dink. Dis nou een van die meer ligter goed, as ek so kan sê, een van die meer subtle goed wat ek dink die kundalini gemaak. So egalitarianism is die idee dat, kyk, ons as ek en jy wat complementarian is, glo mans en vrouens is ewe voor God in waarde en hoe hy lief hy vir ons is, maar ons het verskillende rolle. Ja. Die man moet die leiding neem in die huis en in die werksplek en in die kerk veral. Okay? En die egalitarian idee is nie net as ons ewe voor God in waarde nie, maar ons het dieselfde rolle. Jy weet, die vrou kan in charge wees van die kerk, in charge in die huis en al hierdie tipe goed. Nou ek dink, hierdie ding word genoem die divine feminine, want dit is een van die hoofagendas wat die ding wil stoot. Dit wil buite God se raamwerk vir mans en vroue rolle bring. Dis een manier hoe dit manifesteer tot 'n ligter mate. Die ander groter goeie dink ek is dit, wel hierdie ding wat dit jou liggaam oorneem, tot 'n mate dink ek maak jou baie meer oop om geleenthede te soek waar jy 'n manifestering van die ding sal kry. Want dis hoe hierdie goeders werk. Dis hoe die charismatiese kerk werk. Ons het nou gister gehad, jy weet, sê net maar 50 mense wat rond
gerol het en geskit het en geruk het, hoe gaan ons nou volgende week maak? Nou moet ons 60 mense kry. Nou kort ons 'n groter manifestasie. En vir die mense hulle kop sê, "Jesus, ek het gister nou so geruk, ek hoop ek kan volgende week kerk toe gaan en erger ruk of nog meer val." Verstaan jy? So dis 'n konstante soeke na 'n nader, meer ekstreme manifestering van die ding. En is interessant want daai leraars sal gewoonlik woorde gebruik soos as jy meer wil weet oor die Gees en die Here, maak jou oop vir dit. Moenie dink jy doen dit net. Jy weet daai is 'n gevaarlike plek en dit is daai leraar wat hy gee hulle half die assurance dat jy sal meer weet. En daai mense dink dalk soos ja, ek wil en dan maak hulle oop vir hierdie goeters, jy weet, as 'n ongeredde, as ek dit so stel. Maar jy kan nie 'n Christen, 'n opregte, ware kind van die Here wees en jy ruk en pluk nie. Maar dit is nogals interessant dat jy dit noem. Jy weet, baie mense is oop vir die goeters. Hulle jaag die goed na. Hulle jaag dit na. Hulle jaag dit na. Dis meer en asof meer. dit hierdie fascinerende ding is wat hulle nie kan beskryf nie. Let op, wanneer dit by geestelike goeters kom, wanneer dit by die bonatuurlike goed kom, is die mense se aandag soos, ja, ek wil weet, ek wil sien. Dis net soos die fascinerende goedjies oor engele en demone. Jy weet, waarop ons later van tyd ietsie sal hou. Jy weet, mense is gefascineer oor die goeters, maar dis hierdie knowledge van die unknown. ja, hulle wil, die mens wil weet wat aangaan. Jy weet, en dis hoekom hulle sal jaag na hierdie tipe goedjies toe, want dis iets wat nie bekend is nie. Ek meen, ek dink nou aan Jesus ook, toe hy nou die wonderwerke verrig het. Hoeveel mense het net agterna hom gegaan om hierdie tekens en goeters te sien? Jy weet, En nooit te bekeer nie. nooit bekeer nie. En dis hoekom ek altyd so half krities is oor die groot emphasis op signs and miracles and wonders en jy weet genesing en al die goeder, want op 'n of ander dag baie mense draai nie eens na die Here toe. En ek dink ook, ekskuus, veral die leraars wat hierdie goeters toepas. As jy as individu wat in die kerk sit, na hierdie nou moet kyk, die Heilige Gees sal altyd Jesus Christus en die Vader verheerlik met wat gebeur nou, met bekering. Wanneer jy in die gemeente dan is en hierdie manifestasie van die Kundalini gebeur nou, wie kry gewoonlik die eer uit dit uit? Die leraar, want hy is die een wat dit nou begin het. En hulle is gewoonlik trots op daai, hulle is absoluut trots op dit, so dit verheerlik hulle, dit stig hulle self. Verstaan, so as jy sien, daai predikant voel, hey, dit gebeur nou, dan moet jy weet, dit gaan oor hom, dit gaan nou lankal nie meer oor Christus nie. En ons almal weet dat soos die Heilige Gees se funksie, hy sal nooit iets, 'n gawe of een of ander ding laat gebeur, wat nie tot stigting van die kerk is nie. Absoluut. En ek kan nie sien hoe 'n gerond val en ruk, hoe is dit tot stigting van die kerk? In enige mate. So dis die ding, dit raak 'n experience driven ding, en dit wil ek terugvat na die Hindoeïsme, want Hindoeïsme is totaal en al gefokus op experience. Ja, dit is die hoofding waar daai hele geloof gaan. En hierdie ontwaking en hierdie enlightenment en hierdie hoër consciousness kry. En jy sal sien baie van hierdie charismatiese kerke gebruik dalk net ander terminologie, maar dis waarop hulle fokus. Hulle praat van reach the next level. Hulle van jy weet, maak jouself oop tot meer. Jy gaan 'n vryheid ontvang. Verstaan, wat hulle sal vermom met Christen terminologie, maar dis op die einde van die dag net hierdie new age, dis net hierdie Kundalini, hierdie Hindu beweging vermom met Christen terminologie, en dis die probleem. Dis wat dit so skuilie maak, want die terminologie maak saak. Wat is die woorde wat hulle gebruik om te beskryf hoe die ervarings en goeders gebeur en hoe dit manifesteer? En met dit dink ek ons moet nou op ons kan afsluit met hierdie punt, maar hier is 'n belangrike punt waar ons ook moet praat en net duidelikheid gee. Baie van hierdie manifestering dink ek gaan hand aan hand, of baie mense gaan dink dit gaan saam met die praat van tale. Jy het dit nou ook genoem. So, eerstens wil ek vir jou vra, dink jy daar is 'n link aan die Kundalini praat in tale, of dink jy dis twee verskillende entiteite wat ons sien in die charismatiese kerk? Wel, jy sien baie in die Hindus, veral as jy nou gaan kyk, wanneer die Kundalini nou oorneem, wanneer hierdie energie oorneem, is hulle besig om goeters te sê, die kop wieg en dis babbeltaal eintlik, en hulle sal vreemde goeters praat. Nou wanneer dit nou kom by die charismatiese kant wat hulle toelaat, kom ons stel dit so, wanneer hulle hierdie
goeters toelaat en hulle sê jy moet so bid, soos byvoorbeeld daai ou wat sê kom bid net die eerste ding wat uit jou mond uit kan kom, moenie dink daaroor nie. Hulle sal daai goeters gebruik en sê jy weet dit kom nou natuurlik van die Heilige Gees of, maar dit is nie, want wanneer ons sien die werk van die Heilige Gees dat hulle dit outomaties tale begin praat. Nou hierso sien ons dan nou in die beweging is hulle sal herhaling van woorde gebruik. Dit sal babbeltaal wees. Hulle sal goeie sê wat glad nie sin maak, jy kan dadelik hoor dit is nie 'n aardse taal nie, dit is net gemors wat dalk nou uit die mond uitkom, as ek dit nou so kras kan stel. Maar die woord van die Here gee vir ons klaar duidelikheid dat wanneer daar tale gebid word, is dit 'n aardstaal. Dit is nie Dis nodig. Handelinge 2. Ja, dit is nie nodig dat jy sal kom en sê wel dit is tussen my en die Here. Jy weet dis hoe weet jy nie dit is 'n hemelse taal nie of 'n Engelse taal nie, want eerstens Paulus sal sê daar sal praat ek die tale van engele. Dit is 'n tipe van beeldspraak as ek dit nou kan In stel. 1 Korintiërs 13. Ja, dis soos om te sê jy lyk soos 'n engel. Jy weet, dis daai selfde woord sin as ek dit nou so kan stel, maar dis nie te sê dit is 'n Engelse hemelse taal nie. Ja, want die ding is, dink jy dan die Kundalini want die Kundalini in Hindoeïsme het ook 'n verbintenis hier aan. Ja, so, en ek mense moet verstaan dat die Hindoes praat ook in tale soos baie van die charismatiese ouens sal claim. Nou mense moet sê, as jy deur 1 Korintiërs 14 lees en jy lees deur 1 Korintiërs 12 en jy lees Handelinge 2, die Bybel praat verseker van praat in tale. Nou wat ouens moet besef is Handelinge 2 se praat in tale is 100% known languages. Ja. Dit is soos ek praat Frans, jy verstaan dit in Spaans en al daai tipe goeders. Nou, die groot ding is en ek bedoel ons het al gepraat hier op die kanaal en ek wil hê mense met my jy weet bewys ons verkeerd hieroor, stuur vir ons voorbeelde van hierdie goeders, maar hoekom is dit so dat ons niks van daai tale vandag sien nie? En ek het al testimonies van ouens gehoor, maar vat bietjie die volopheid van die hemelse praat in tale wat ons in kerke sien. Wat almal moet admit is die maklikste ding om te fake. En ek sê nie almal fake dit nie. En ek wil hê ouens moet weet as ek kom uit 'n charismatiese agtergrond. Ek het groot geword in CRC in charismatiese kerke wat ek uit al hierdie goeie beleef toe ek jy weet wat was ek soos graad 7, wat is dit? Jy weet staan dit 5 of so. Toe het ek ook in tale gepraat, al hierdie goeters en jy weet oor wat ek in die skrif sien het ek gekies om dit te los. Ek is nie oortuig dat die praat in tale wat ons sien in charismatiese kerk is waarvan Paulus praat nie. So dit wil ek al uitsit. Maar so jy meet klaar aan die skrif klaar. Ja, jy meet dit aan die skrif klaar. Nou, wat ek probeer sê is, sê nou maar daar is mense wat in Spaans praat. Jy weet wat nog nooit Spaans verstaan het nie. Dis mos nou bonatuurlik. Die Here wou dit gehad het en ek kan sien hoe dit die kerk stig. Ja. Wat ek nie kan sien nie. En ek wil hê iemand met my verduidelik is, hoe stig dit die kerk as jy in 'n hemelse taal praat? Jy weet net soos as iemand dit vir my kan verduidelik. En dis die probleem is as jy mooi deur 1 Korintiërs 14 gaan kyk, daar is 'n deel wat lyk asof hy praat van wat hy sê as ek praat met 'n taal dan stig ek myself. Ja. Jy hoor wat ek sê. So daai deel is nou weer moeilik om te sê praat dit van 'n known language. Is jy onder die indruk alle praat in tale in die Bybel is 'n known language? Ja. Hoe maak jy soos met daai teks dan? Ja, kyk wat daai stig ek myself. Ja, wat hy sê is as ek met 'n taal praat stig ek myself. Dit is sarkasme sal ek gebruik van Paulus se kant af. Ja. Hoekom ek so sê is want gawes was bedoel vir die gemeente. Dis bedoel vir die kerk. Dis nie bedoel vir jouself nie. Ja. Dit is bedoel vir ander om die kerk te stig. So daai persoon wat sê, "Wel, ek bid in my eie taal en dit help my spiritualiteit in daai aspek." Jy weet. En dis ook soos vreemd wat Paulus Paulus besig om jouself te stig want wat so klaar in daai hoogmoedige sin praat jy's besig om jouself te stig. Jy stig nie die kerk nie. Ja. Dit is presies wat Paulus doen. Sy hele argument reg deur Korintiërs, daai verdeeldheid. Jy moet onthou in die Korintiese konteks is dit daai mense het 'n leefstyl gehad wat hulle ons wil beter wees as die ander, niks minder as vandag nie. So Paulus kom later by die gedeelte aan wat hy sê soos die ou wat kom en sê ek bid in my eie taal stig homself. Ja.
Hy's besig nie om die kerk te stig nie, hy doen dit vir homself. En hy sê ook daar, wat baie vreemd is hy wat sê, ek praat meer in taal as julle almal. Ja. Wat so hoogmoedige ding is, as jy die charismatiese siening, en Paulus is hierdie nederige, Ja. verstaan die Bybel, Ja. jy weet, totaal en al tot bekering gekom. So ek stem saam, ek het ook altyd gedink, dis meer sarkasties, maar ek bedoel, dat die charismatiese ouens sal ons nou help. Hulle sal sê, jy weet, dit is nie wat dit sê nie, ons draai in die skrif inlees, ons draai ons teologie in die skrif inlees, maar met dit alles, my grootste argument is nog steeds, sê net maar ek gee vir jou dit alles, dat ons moet vandag nog in tale praat, daar is 'n hemelse taal, al hierdie goeters, ons kan nie weet hoe dit moet klink nie. Jy hoor wat ek sê, Ja. soos dit wat ons hoor in die kerk, ek het bietjie gaan kyk online en dit voel vir my, mense kan dit terugtrace na die Shakers and Quakers movement. As jy bietjie gaan kyk na soos die original kerkvaders, ouens soos ek dink is Tertullian en Augustine, daai ouens het totaal en al geglo dit het gesies. Jy weet, as ek praat nou vinnig, maar mense kan gaan kyk, in daai eerste eeue na Christus is daar nie 'n praat van die hemelse taal nie. Nou weer eens, daar kan dalk ouens claim die aardste taal, daai deel, wat ook al. Ek persoonlik dink dit is nie meer operative vandag nie. En weer eens, hierdie podcast is daar dat mense ons kan verkeerd bewys. Ek wil net vra dat iemand vir my 'n video stuur. Jy weet, hier's 'n Franse, Spaanse persoon, hy het dit nog nooit gehoor nie, en hier praat die ander persoon 'n taal. En jy sal mos ook like. Ons wil mos nie hê dit moet daar wees nie. Ek wens ek kan gaan in Frankryk en in Frans praat, almal verstaan. Dis mos 'n absolute bonatuurlike wonderwerk wees. Ja. Prys die Here. En dis net eerlik, ek wil nie lelik wees met hierdie ouens nie. Daar's baie ouens wat vir ons houe gee oor en sê, jy weet, julle minag die Heilige Gees, dan moet julle nie praat in tale, julle praat nie van hierdie goeters nie. Dis net, ek dink die Bybel leer ons moet alles toets. Ek dink ons skeptiesheid hieroor is 'n goddelike manier om dit te hanteer. Ja. Jy weet, veral omdat, soos ek kom uit daai beweging uit. En eerlik kan ek vir jou sê, daar's minimaal goed wat uitkom, selfs uit 'n wêreldse oogpunt. Ek sien nie die goed daarin nie. Ek wil verkeerd bewys word weens vir dit alles, maar ek dink, soos jy sê, die hele punt van hierdie podcast was, hierdie goed is gevaarlik. Ja. En mense is mislei, want hier is die probleem ook, dit bly nie net by die tale nie. Dit gaan dan oor na die manifestering Ja. van verdere kundalini goed. En ek wil net Ja. duidelik stel, ek sê nie iemand wat in tale praat is ongered nie. Ek sê dit glad nie. Ek sê net, ek is bang daar's 'n correlation. Jy weet, want Ja, want wees dit maar versigtig eerder. in Hindoeïsme lyk dit asof jy goed mekaar volg in presies dieselfde manier as die charismatiese Ja. kerk. En hier is net een ding, Nomie, as jy oop gegaan het vir die, soos ek weet waar jy nou ook is, dan sien jy dit net oral. Dis net vir jou, dis nou vir my so duidelik. Maar ek weet as jy in 'n ding is en jy glo 'n ding, jy weet dis deel van wie jy is, dan is dit so moeilik om uit te kom. Ja, dis regtig moeilik want jy het met dit, dis soos wat ek net genoem het, soos as jy onder daai leraar tot bekering gekom het of jy het daai jy het 'n gehegtheid aan hom. So jy wil graag leer en ek vat dan wat hierdie persoon vir my sê, dit moet seker die waarheid wees. Hoekom sal hy mos nou vir my lieg? Jy weet, dit is so moeilik. Dit wat jy dan nou al deur die jare geleer het om te kan sê soos ek was verkeerd geweest, want ons hou nie daarvan om Nee, dis verkeerd te horrible. wees nie. Nee, Dis jy moet regtig sê. verskriklik sleg. En dis lekker wanneer jy reg gewys word in waarheid, na die waarheid toe. Verstaan, want as ek besig is met dwaling, wil ek weet nou. Verstaan, maar wys my op die skrif ten minste waar ek verkeerd is en dan kan ons daai rigting gaan. Ja. Maar as jy vir my sê maar my ervaring moet jy ten minste op woord kan vat. Ek wil nie jou ervaring, Nee. ek wil Dis nie jou dangerous. ervaring hoor nie. Dis baie dangerous. Ja. Ek vir myself ook. Mm. Ek dink ook net soos as jy nou 'n bietjie meer filosofies oor hierdie goeie dink, hoe trust jy eintlik jou eie memories? Mm. Ek was al baie keer soos van hierdie ding het so gebeur, dan wys iemand vir my 'n video en so soos van jy's ek het heeltemal verkeerd onthou. Ja. Jy hoor wat ek sê? Soos jy kan nou in 'n manier onthou en weet hoe jy gevoel het in 'n sekere situasie, maar ek is soos van ek wil nie so iets vertrou nie. Ja. Maar die woord van God is vir ewig. Ja. Yes, dit is En dis is net altyd daar. standvastig. Is standvastig. Net vinnig op 'n ander teks, want dit is nou die groot cessationism vers. Ek gaan nie altyd na hom toe nie, is 1 Korintiërs 13 wat praat van ons weet wat hy mos sê when the perfect is come. Ja. Dan sê hy hierdie tale, daai goeie sal Goed, cease. sal cease. Hy noem sekere miraculous goed. En dis 'n interessante teks, want soos ek sê, ek gaan nie eers daarna nie, want dit lyk in daai konteks hy praat van wanneer Christus terugkom, Ja. met sy tweede koms. Maar dit is interessant dat hy soos die woord perfect daar gebruik. Is dit nie, hoekom sê hy nie net duidelik Christus sy wederkoms? Ek bedoel Paulus het 'n totale verstaan van sy wederkoms, maar die feit dat hy die woord perfect gebruik wat ek en jy nou kan na verwys as die Bybel, as dit so is, ek bedoel dan is cessationism 100% Ja. geconfirm. Maar ek weet nie hoe vinnig gaan jy na daai gesprek in 'n as jy te doen het met 'n charismatiese ou. Jong, kyk, dis baie keer dis moeilik want hulle het getuienisse waarvan of hulle afhang. So hulle het 'n storie van 'n storie gehoor of hulle het self dalk 'n storie wat hulle van weet
en praat van hierdie wonderlike wonderwerk. Ek sê nie dit is nie 'n wonderwerk nie. Ek doen bevraagteken dit. Want jy glo ook wonderwerke gebeur. Ek doen. Ja, Ek doen glo net nie dit word meer gedoen deur 'n individu. Individu nie, ja. Ja. Die gift of healing is nie. Ja, daai mense wat sê wel ek het die gawe van genesing en jong ek bid vir mense en hulle word nou genees. Soos kom hospitaal toe. Ja, maak hom leeg. Kom maak daai hospitaal leeg. Maak hulle bankrot. Want jy's besig om die mediese fondse uit te put vir hulle. Maar gaan na die hospitaal toe. Bid vir daai mense. Jy weet, Ek sou. maar ja, As ek die gift of healing gehad het. jy sou So is al wat dadelik- ek gedoen het jy gewees. sou dit wil doen. Maar nou as jy sê nee, maar ek kan nie vir God sê hoe hy moet werk nie. Dit is presies wat ons sê. Dis presies. Presies wat ek Verstaan? en jy sê. Nou kom dit net op daai punt. Ons doen glo wonderwerke. Ek weet persoonlik van 'n oom self wat longkanker gehad het. Dit het nie goed gelyk nie. Hy het nie baie lank mee oor gehad nie, want dit was erg geweest. En daar was gebid geweest en daai oom het nog 7 jaar na dit geleef en hy het nie eers dood gegaan van kanker meer nie. So daai oom was totaal en al genees toe hy weer gegaan het vir die scans. Daar was niks geweest nie. En ek ken die oom self. Verstaan, ek doen glo daai se wonderwerk van die Here af, maar dit het nie gebeur deur 'n individu nie. Ja. Ja, ek stem saam, ja. Maar dit is ook vir interessant, ek bedoel, hoekom sien mens nie as dit regtig die Here is wat hierdie goeders doen, 'n amputee wat 'n arm groei. Daai goeders nie. Want dit is net soos as dit die manier was wat die Here homself aan ons wou reveal, is dit mos nou en iemand neem dit af, gaan die hele wêreld mos nou in awe staan van hierdie wonderwerk wat gebeur het. Jy hoor wat ek sê? En dit is net vir my duidelik dat dit nie meer is die manier wat Christus werk. En ek sê nie hy kan nie. Niemand van geen cessationist sê hy kan nie. Ja. Ons is net soos van omdat ons die manipulasie ook ken wat 5 healers en hierdie mense doen om, jy weet, op arme mense se geld. Dis walglik. Elke keer wat ek daaraan dink, raak ek so kwaad daaroor. Jy weet die Kenneth Copelands en hierdie ouens van die wêreld. Ja. En die punt is wat mense ook moet verstaan is die Bybel sê vir ons duidelik soos in 2 Tessalonisense 2 dat die anti-kris doen ook wonderwerke. In Matteus 24 vers 24 sê dit dat die Satan is ook 'n worker of miracles en van wonders. En dit moet jy besef. 'n Miracle is nie 'n bewys dat dit van die Here afgekom. Ja. 'n Genesing, die Satan kan dit ook doen. Die anti-kris gaan dit doen as hy op die spel kom. So mense moet versigtig wees en ophou die wonderwerke najag en buitendien met dit alles die grootste wonderwerk wat kan gebeur is jy wat jou hart vir Christus gee. Ja, daai is die grootste wonderwerk wat kan plaasvind. Grootste. Net so man. Dis nog nie dankie. Hierdie is altyd 'n lekker gesprek. En weet jy wil ons los met 'n laaste gedagte of iets om oor te dink? Ja, ek dink as jy gaan kyk na die skrif, ons het mooi indikasie van hoe ons dinge kan toets. Maar ek dink net wanneer jy die werke om jou sien, gaan altyd eers na die skrif toe. En wanneer dit van die Here af is, ontvang dit. Jy kan kyk daarna, ons dit sal vir jou stigtend wees, en dit kan jou verhouding dalk versterk, maar wanneer dit nie van die Here af is nie, moet jy jouself die vraag vra, is dit wat die leraar hierso toelaat, is dit skriftelik? En as jy hom aanspreek en hy is teen dit of so, doen dink ek dit is dalk 'n goeie tyd, om 'n ander gemeente te gaan soek, wat in waarheid gaan wandel. Ja. Jy kan nie konstant hierdie goeders toelaat in jou kerk en dink dit is stigtend nie, dit bring wanorde. Amen. En die ding wat ons wil vir mense uitgelukkig is, daar is 'n gees daar buite. Daar is 'n manifestering van hierdie goeder, sonder twyfel. En ons hele punt wat ons wil maak is hierdie is nie die Heilige Gees. Soos jy gesê, die Heilige Gees sal selfbeheersing kweek. Hierdie hele ding word gemotiveer deur nie beheer te hê oor jouself. Hindoeïsme is gebou oor die konsep van jou gedagtes weglaat. Jy moet reeds buite jou gedagtes. Jy is nie meer beheer van jouself nie. Jy is nie meer beheer van jouself nie. Die punt is net dit is nie die Here nie. Dis en hier is die ding. Dis die teenoorgestelde van die Here. Ek dink nou weer daaraan, jy weet daai mense wat so dronk lyk en sê hulle is dronk in die gees of so. Nou konnekteer jy die Heilige Gees as 'n dronk wese nou in jou. Jy kan nie dit doen nie. En inteendeel Petrus het self uitgekom daarso in Handelinge 2 deur te sê soos ek is nie dronk nie. Verstaan? Niemand drink hierdie tyd van die dag nie. So jy kan nie sê
dit is die Here as dit teenstrydig gaan met die werke van die vlees nie. Want net voor dit, voor Paulus daarso in Galasiërs praat hy van die werke van die vlees en dronkenskap was een van hulle gewees. Ja. En jy kan nie daai gaan korreleer saam met die Heilige Gees nie. Ja, dis presies dit. En dis ook ons vir die ouens vra, gaan meer dit aan die skrif. Maar stuur vir ons, soos eerlik. Ek hierdie tale ding omdat so baie ouens, jy weet, verskillende idees daaroor het, dis regtig nie. Ek is oop om verkeerd bewys te word. Ek seker jy ook. Ons is agter die waarheid aan. Ons het nie 'n axe om te grind met die charismatiese kerk sommer maar net nie. Maar waar ek hier sit, hoe ek die ding nou analiseer, is dit vir my 'n groot misleiding. Is daar mense wat hel toe gaan oor hierdie tipe goeters en mense wat in 'n gees vertrou wat nie die Heilige Gees en ek dink die punt wat ons hier gemaak het is mense is net Bybels ongeletterd. Mense weet nie wat die skrif regtig sê nie. Ek het al hoeveel ouens gehad wat 1 Korintiërs 14 vir my sê net maar quote en sê maar hier praat Paulus van 'n taal in jou binnekamer en dan lees jy dit rustig deur en dan praat hy van jou binnekamer. Ja. Jy weet wat hy sê, dit is hierdie is 'n stigting tot myself. Dis seker die naaste deel daar wat ek kan sien aan iets van 'n binnekamer, maar soos jy sê 10 teen 1 meer 'n sarkastiese toon en so want dit jy weet hoekom sal hy sê ek doen dit meer as julle almal. As hy ernstig is daaroor. Dis mos nou 'n hoogmoedige ding om te sê. Kyk na my, ek doen dit meer as julle almal. Ja. Maar mens kan verskil oor daai goed. Ek dink net dit is 'n gevaarlike speletjie om te speel en weens dit was 'n tydsperiode waar hulle nie 'n volkomme kanon gehad het nie. Ja. My groot ding oor cessationism gaan oor 'n hyper sufficiency van scripture. Ja. Ek kan nie sien hoekom hierdie goed nodig is as ons die volkomme kanon het. En ek kan sien hoekom dit nodig was vir die apostels, want hulle het nie 'n kanon gehad nie. Die skrif was nie klaar nie. Hulle moes hulle self bevestig het as hierdie ouens. Maar weens 'n taal wat 'n mens se taal is wat mense die evangelie gee. Halleluja. As al 'n video van dit is al byt asseblief. Ek verander my teologie. Dit sal great wees. Ek sal dit dan smag om so gift te hê. Maar soos ons gesê het, analiseer dit self. Ja. Maar ja, dankie Nomie. Dis 'n eer en 'n voorreg en mag jy ouens 'n bietjie hulle Bybel lees.